Geliefdes, dit is my voorreg om vandag met u te gesels oor die Bybel. Ek is Werner Eiselen en my vriend wat hier saam met my is Sybrand Koekemoer en ons saam praat oor die Bybel. Hoekom is dit waar? Hoekom is dit die werklikheid? En vandag gaan ons praat oor nie net hoekom is die Bybel waar nie, maar hoekom is dit wat omtrent Jesus gesê word in die Bybel waar? Want dit maak nie sin vir ons om net te glo in die Bybel om ietsie te leer uit Egipte van daai tyd, of Babylon oor daai tyd, of een of ander persoon op 'n ander tyd wat in die Bybel staan nie. Ons lees nie net omdat dit interessant is nie. Ons lees dit want dit is woorde van lewe. Jesus het gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. En ons wil op dit nou die aandag vestig. Soos wat mense probeer om te sê dat die Bybel is nie waar nie, wil mense ook sê dat Jesus is nie waar. Hy het nie regtig bestaan volgens sommige mense. So kom ons kyk na dit. Kom ons kyk. Ons bid eerste. Liewe Here, magtige God in die hemel, dankie dat ons u naam kan aanroep. Help ons om hierdie nou reg te verstaan. Verheerlik u self, vra ek in Jesus naam. Amen. So ons het 'n paar opsies ten opsigte van wat ons kan sê oor Jesus. Sommige mense sê dat die kerk het dit net opgemaak, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy die seun van God is. Dit sou beteken dat Jesus is 'n legende, hy is 'n storie. Dis net 'n opgemaakte ding, maar nie 'n ware verhaal nie. Ander opsie wat mense sê, is dat Jesus het geweet dat hy is nie eintlik die seun van God nie, en hy het geweet dat hy sal nie opstaan uit die dood nie. As dit so is, dan is Jesus 'n leienaar. As Jesus nie geweet het dat die goed wat hy sê gaan nie gebeur nie, dan is Jesus 'n besetene. Hy is dan van sy kop af. Die ander opsie, en dis nie ek wat dit sê nie, dit is mense se argumente teen dit. As Jesus net gepraat het in spreekwoorde, maar hy het nie regtig letterlik hierdie goed bedoel nie. Die bedoel dat hy regtig, egtig, waarlik sou doodgaan en opstaan, dan is hy net 'n persoon wat kom met idees en dinge wat gebeur in jou kop. Maar Jesus praat nie net van idees nie. As Jesus werklik opgestaan het, dan is hy die Here, dan is hy God. En dan moet ons doen wat hy sê. So, oor Jesus is daar 'n paar goedes wat ons net moet uitlig. Daar is vandag 'n groot hoeveelheid agterdog. Mense sê dat almal het 'n agenda. Almal het 'n plan wat hulle vir jou van wil vertel. Almal wil vir jou ietsie verkoop. Mense is wantrouig. En hulle glo net in 'n bron wat objektief is. Hulle glo net in 'n bron wat apart staan van 'n saak. So as iemand van, sê nou maar, Italië kom en hulle sê dat Italiaanse kos is die beste, dan sal iemand vir hom sê, ek glo nie vir jou nie, want jy's in elk geval Italianer, jy sou dit maar net sê. Nee?
byvoorbeeld. As iemand sal dan na my toe kom en hulle sê vir my, ja, maar jy is alreeds 'n Christen, so jy gaan sê die Bybel is waar, ek kan jou nie glo nie. Maar mens kan nie soos dit dink nie. Die feit dat ek 'n Christen is, dit is nie die rede om te sê of die Bybel waar is of nie. Oorweeg dit vir wat dit sê. Kyk na die feite. Maar ek gaan hierso nou vandag gaan ons kyk na ietsie wat objektief is. Kom ons kyk of ons dit kan regkry. Die vraag is, wat is objektief? Is universiteite objektief? Nee, hulle is nie. Ek was daar en daar was vir baie jare vir my dinge vertel by universiteite oor evolusie wat eenvoudig nie waar is nie. Dit staan in die teksboek, maar die wetenskapper het intussen tyd verkeerd bewys. Maar dit staan nog steeds in die teksboek. Hulle is nie objektief nie. Die staat is ook nie objektief nie, want hulle politiek is wat hulle aandryf. En mense wat geen belang het in die saak, is miskien die mees objektief die beste om te vra. Maar hoe sou ek weet? Hoe sou ek weet of dit so is? Maar ek gaan probeer om dit te doen. Ek gaan vandag kyk na 'n paar dinge wat mense gesê het oor Jesus wat nie Christene is nie. Hulle het geen rede om te sê dat hy die seun van God is nie. Hulle het geen rede om te glo dat hy opgestaan het nie. Maar kom ons kyk na wat sê die getuienis. Een van die mense na wie ons gaan kyk is 'n man met die naam van Tacitus, en hier is 'n standbeeld van hom. Hy is 'n baie goeie historikus wat gedien het al die tyd van 14 na Christus tot amper 100 na Christus. So van voor Jesus se bediening tot na die dood van Johannes die Apostel. En hy het self gesê dat Nero, keiser Nero, het 'n plan gemaak om Christene te blameer vir die brand wat plaasgevind het in Rome. Dit was om en by 64 na Christus, 64 daar rond, 465. Daai en Nero het Christene blameer. So hierdie sê vir ons, daar was sulke mense soos Christene, alreeds in daai tyd. Tacitus praat van hulle. Dis nie net ietsie wat opgemaak is nie. Tacitus gaan verder en hy sê, die stigter van hierdie naam van Christene, Christus, was tereggestel in die tyd van Tiberius deur Pontius Pilatus. So hier het ons 'n duidelike historiese geskrif van daai tyd, 'n historiese verslag wat gegee is deur 'n persoon wat nie 'n Christen is nie, wat nie omgee oor Christene nie. Hy sê, daar was 'n man soos Christus, hy is tereggestel in die tyd van Tiberius onder Pontius Pilatus. Boem, dit sê vir my, Bybel is waar. Die volgende persoon is 'n man met die naam van Suetonius. En Suetonius sê, omdat die Jode konstante onluste veroorsaak het, soos aangehits deur Christus, het Claudius hulle uit Rome verban. Hy voeg by, vervolging deur Nero, die keiser wat besig was om viool te speel terwyl Rome gebrand het, vervolging deur Nero was opgelê op die Christene, 'n klas van manne geneig tot 'n nuwe en opswepende bygeloof. So hy praat sleg van die geloof. Hy sê dis opswepend, hy sê dis 'n bygeloof. Die mense is besig met onluste en al daai. En daai is nie akkuraat nie, maar wat hy wel van praat, hy praat van Christene.
gelei deur Christus. Christus was al reeds dood teen daai stadium. Jesus is dood om by 31,5 na Christus. Dit was die kruisiging. Maar hierdie is jare later, is daar nog steeds effek van dit. Dis nie net Suetonius en Tacitus wat hieroor geskryf het nie, daar was ook 'n man met die naam van Plinius. En hy was die gouverneur van Bithynië 112 na Christus. Hy skryf 'n brief vir 'n keiser en daai keiser se naam was Trajan. Reg, so Trajan kry hierdie brief van hierdie man en hy sê, ek het nog nooit deelgeneem in die verhore van Christene nie. In die geval van diegene wat beskuldig is by my as Christene, het ek die volgende prosedure gevolg. Ek het hulle ondervra en diegene wat so erken het ek 'n tweede en 'n derde keer ondervra en ek het hulle gedreig met straf en diegene wat volgehou het ek laat teregstel. Ek het hulle doodgemaak. En hy voeg by, ek het geen twyfel dat, ongeag van die aard van dit wat hulle glo, moet sulke hardkoppigheid en onbuigbaarheid en onversetlikheid gestraf word. So sien wat gebeur. Plinius sê, hierdie persone is Christene, dan vra hy vir hulle, is jy 'n Christen, glo in dit, en die ou sê, ja, ons glo in dit, en hy sê, ek gaan jou doodmaak as jy aanhou om dit te sê. En dan wat sê die Christene? Dan moet jy my seker maar doodmaak, want dis wat ek glo. Dis die waarheid, dis waar. Mense sterf nie vir dinge wat hulle nie eintlik in glo nie. So ons kan sien hier vanuit 'n buite-Bybelse bron. Die Bybel is waar. Mense het regtig geglo in Jesus tot die punt wat hulle bereid was om te sterwe. Hoor verder wat sê hierdie Plinius. Hy sê hulle het volgehou dat die volle omvang van hulle fout of oortreding is dat hulle op 'n sekere dag het hulle bymekaar gekom voor die son opgekom het en hulle sing 'n lied aan Christus as 'n God en hulle verbind hulle self met 'n eed nie aan 'n misdaad nie, maar om nie bedrog te pleeg nie te steel nie oorspel te pleeg nie te lieg nie en nie om iets terug te hou wat iemand aan jou geleen het nie. Wanneer hierdie verby was dit hulle gewoonte om weg te gaan en miskien saam weer te eet, maar onskuldige gewone kos. Hoor net hier wat hy sê, hy maak 'n punt daarvan, presies dit wat geleer word in die woord. Ons moenie sweer nie, ons moenie lieg nie, ons moenie oorspel pleeg nie. As iemand iets vir jou geleen het, gee dit vir hulle terug. Dit is die Christelike handelswyse. En hierdie man, net 'n geskiedkundige, wat bereid was om Christene dood te maak, want hy dink hulle is hardkoppig, hy bevestig dit wat staan in die woord, hy bevestig die aard van die geloof. Hy het self so ver gegaan en mens kan sien in hierdie aanhaling, hy het 2 vroulike slawe wat diakonesse genoem is, het hy gemartel en die kans bestaan dat hulle selfs dood. Let wel die gebruik van die woord diakones. Dit wat in die Bybel is, daai gedagte dat mense in die kerk moet bedien. Wonderlik dat dit so bewys word, is dit nie?
Dan is daar 'n man met die naam van Lucian, en hy praat van, hy sê so, hierdie Christene, jy weet, aanbid 'n man tot op hierdie dag. Die belangrike persoon wat hulle nuwe rituele ingestel het en daarvoor gekruisig is. Hy bevestig die kruisiging. En hy voeg by, jy sien, hierdie misleide skepsels begin met die algemene oortuiging dat hulle onsterflik is vir alle tyd, wat hulle minagting vir die dood verklaar. Nou ek gaan gou net 'n skrifgedeelte moet lees op hierdie punt, van dit wat Lucian van Samosata gesê het oor wat Christene glo. En ek lees in Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wat die woord sê, word bevestig. Daar's soos ander mense wat dieselfde gedagtes gehad het, en een van hulle is Josefus. Hy was 'n geskiedkundige wat ook geskryf het oor Jesus, en hy praat daarvan dat Jesus 'n wyse man het gelewe. Hy het verbasende dinge gedoen, en hy het mense geleer wat die waarheid wou aanvaar. Hy het baie Jode en baie Grieke na hom gewen. Wanneer Pilatus, let wel dat hy bevestig weer wat in die Bybel staan, wanneer Pilatus gehoor het dat hy aangekla word, het hy hom oorgegee, veroordeel om gekruisig te word. Maar diegene wat in die eerste plek vir hom lief was, het nie hulle liefde vir hom opgegee nie. En hierdie, hy noem dit 'n stam, hierdie groep Christene, so genoem na hom, het tot hierdie dag nie uitgesterf nie. En hy maak ook melding in sy geskrifte van Ananias en Festus en ander mense wat ook in die woord na verwys word. 'n man met die naam van Ignatius skryf ook, en hy verduidelik dat Jesus was gekruisig en sterf onder Pontius Pilatus, dat hy het opgestaan in 3 dae. Op die voorbereidingsdag, dis Vrydag, ter 3de uur is hy deur Pilatus gevonnis, ter 6de uur is hy gekruisig, ter 9de uur het hy die gees gegee, en voor sononder is hy begrawe. Tydens die Sabbat was hy onder die aarde in die graf wat Josef van Arimatea hom in neergelê het. Fantasties, net soos die woord dit sê. Maar nou 'n vraagie wat sommige mense gee. Het Jesus aan die kruis eintlik gesterwe? Ek gaan julle nou verbaas oor wat ek nou gaan sê, maar daar's 2 mense wat gekom het met 'n idee van 'n beswymingsteorie. Die ene se naam was Karel Venturini, en hierdie persoon het gesê dat Jesus was maar net bewusteloos aan die kruis. En hulle het gesê dat die salfmengsel van mirre wat hy aan hom gesmeer was, het hom later laat wakker word. Daar was selfs 'n man met die naam van Heinrich Gottlob wat gesê dat die spieswond het Jesus laat herstel. Nou hulle is van hulle kop af. Die gedagte dat 'n spies in my sy vir my gaan beter laat voel, dat ek gaan nou wakker word, hoe kan dit wees? Die hoofman oor 100 wat by die kruis was, die ander soldate wat daar is, die laksmanne wat gewoond is daaraan om mense dood te maak, kon mos sien, Jesus is dood, en hulle haal hom af en hulle bære vir hom in die graf. Nou jy kan nie herstel onder daai omstandighede nie. Die ironie van Heinrich Gottlob, sy van beteken loof God. Nou hoe jy God loof deur om 'n idee soos hierdie te vorendag te kom, weet ek nie.
maar sommige mense hou steeds vas aan die beswymingsteorie. Tot vandag toe, dan glo hulle, Jesus het nie gesterf aan die kruis nie, hy het afgehaal en toe later te staan hy op en hy rol die klip weg en alles gaan net aan. Nou ek gaan net een baie maklike punt opper, wat vir my gaan sê, dit kan nie waar wees nie. Dis nie moontlik nie. Afgesien van die wonde wat hy gekry het en die spies in sy sy tot in sy hart gegaan het, die skade wat hy gelei het, wanneer ons in die boek Lukas lees, van waar Jesus besig was om te stap, op pad na Emmaus toe. Toe was die vraag nooit gevra, hoor hier, is jy okay? Niemand het vir hom gevra, ekskuus, kan ek miskien vir jou help? Hierdie bloed van jou afvee. Kan ek jou nie dokter nie? Niemand het dit vir hom gevra nie. Lukas 24, vers 15. Daar's twee mense wat saam stap en vers 15 sê, terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken nie. Hulle herken hom nie, maar hy is verseker nie bebloed met gate oralster. En hoe loop mens in elk geval van Jerusalem tot by Emmaus, nadat daar 'n spyker deur jou voet geslaan is? Nadat jy gegeesel is, totdat jy amper dood is. Jesus kon kwaadlik stap tot by die kruis. Nou moet hy dis nou op die Vrydag, nou moet hy op die Sondag, nou moet hy stap tot in Emmaus. Dit kan nie wees nie. Die beswymingsteorie is bog. Maar jy hoef nie vir my te glo nie, ek gaan gou hierso 'n stuk vir julle lees van 'n mediese verslag. En hierdie is gepubliseer in die Amerikaanse mediese joernaal. Dis die joernaal van die Amerikaanse Mediese Vereniging, as jy dit formeel wil gaan soek, die JAMA, Journal of the American Medical Association. So, Jesus van Nasaret was deur Jode en Romeine verhoor, hy was gegeesel en hy was ter dood veroordeel deur kruisiging. Dit is onduidelik of Jesus gesterf het van die hart wat gebars het of van hartstilstand. Die vraag is egter nie hoe hy gesterf het nie, maar of hy gesterf het. En hierdie dokter skryf die volgende, duidelik, die gewig van historiese en mediese bewyse dui aan dat Jesus was dood voordat die wond aan sy sy gegee was, en ondersteun die tradisionele siening dat die spies wat tussen sy regter ribbes ingedruk het waarskynlik nie net die regter long deursteek nie, maar ook die hartsak en die hart, en daarom sy dood verseker het. En hulle voeg by, hulle sluit hulle hele studie af, en is 'n baie omvattende studie wat hulle gemaak het oor die, baie ingewikkeld met allerhande diagramme en die vergelyking is aan die onderkant van die bladsy, die verwysing, dan sal jy sien. Maar hulle sluit af met daarom interpretasies wat gegrond is op die aanname dat Jesus nie gesterf het aan die kruis nie, blyk in kontras te wees met moderne mediese kennis. So, as ek dit makliker kan sê, ouens, van dit wat ons kan sien, al verduideliking is dat hy is dood. Maar nou is die ding, Jesus het nie die kruis oorleef nie, hy is opgewek. Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Lukas 24 vers 1 en 2 sê, en baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle
by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toeberei was, en hulle die steen van die graf afgerol gevind. Hoe rol jy self die graf weg, as jy so gewond is? Daai grafstene is kolossaal groot, en jy kan nie aan die binnekant die ding trek nie. Dit het gebeur van buite, die engele het dit weggerol, Jesus het opgestaan. En ek het klaar gelees hierso van dit wat gebeur het in Emmaus. Hulle kan nie wees dat hulle Jesus gesien het in iets anderster as 'n geneesde toestand, en met 'n verheerlikte liggaam wat hy opgestaan het. Daarom kan hy saam met hulle loop. So hier is 'n paar idees wat mense het as hulle sê nee, daar's 'n ander verklaring. Hulle sê nee, die lijk is gesteel. Maar die probleem is, Jesus se vriende het nie die mag gehad om dit te steel nie. Daar was 'n Romeinse wag. Hoe steel jy dit? Hoe gaan jy dit doen? So die vriende het nie mag gehad nie, en die vyande het nie 'n motief gehad nie. Geen rede. Hoekom sal hulle die lijk wil wegsteek? Die eerste ding wat hulle sal wil doen, wanneer iemand sê, maar Jesus het opgestaan, en hulle sê, nee hy het nie, hulle gaan haal net die lijk en dan wys vir almal. Maar hulle het nie, want hulle kon nie, want daar was nie 'n lijk nie. Die volgende idee wat mense het, ons kan sê die lijk is gesteel, zip, kanselleer daai. Die volgende een, was hulle by die verkeerde graf? Nee, Markus 16 vers 6 maak dit baie duidelik. Die engel het vir hulle gesê, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasarener wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy's nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Josef van Arimatea sou weet, dit was sy graf. Nikodemus was ook daar, hulle sou weet, as hulle by die verkeerde graf was. Hulle was nie, hulle was op die regte plek. En weer eens, die Romeine sou eenvoudig die lijk gewys het. So daai kan ons kanselleer. En die volgende idee, wat sommige mense het, is dat iemand gehallusineer het. Hulle sien vreemde prentjies. En dit is, maar dit nie in die werklikheid nie. Nee, jy kan nie so baie mense op een slag dieselfde hallusinasie laat sien nie, en so baie mense op verskillende tye. 1 Korintiërs 15 sê duidelik, dat in die eerste plek dat ek aan julle oorgelewer het, wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sonde gesterf het, volgens die skrif, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, dis nou Petrus, daarna aan die 12, dis nou al die apostels, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. So Paulus in die brief aan die Korintiërs dan sê, as jy 'n vraag het omtrent die persoon van Jesus, gaan vra net diegene wat hom sien opstaan het. Gaan vra. Hy leef. Hy leef. So ons kan sê, is die lijk gesteel? Nee. Was dit die verkeerde graf? Nee. Is dit hallusinasies? Nee. Jesus het gelewe, gesterwe en opgestaan. Prys die Here. Broers en susters, nou in die oomblikie wat ek oor het vir hierdie, het ek 'n paar vrae om vir u te vra. Met die wete dat Jesus gelewe en gesterwe het en opgestaan, dan moet ons onsself vra, hierdie kan nie net ietsie interessants wees vir 'n ding wat ons weet op 'n tyd plaasgevind het nie. Wat maak ons nou met hierdie inligting? Wat moet ek doen? Wat moet u doen? Wat beteken dit vir my? Want daar's iets wat in die skrif staan, en ons het nou klaar bepaal dat die Bybel is waar. Bybel is die waarheid. Wat maak ons? Want die Bybel sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gedoen wat verkeerd is, en dit wat ek moet doen, kom ek nie by uit nie.
En die loon van die sonde is die dood. Ek het gesondig en ek sal sterwe in my sonde. Ek het 'n oplossing nodig. U het 'n oplossing nodig, want ek weet u het ook al gesondig. Nie omdat ek so sê nie, want die Bybel sê so. Die woord is duidelik. Dit gaan ons doodmaak. Wat nou? Kom ons lees 'n bietjie verder. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Hy skenk ons hierdie genadegawe. Hoe? Want Jesus het vir ons 'n wonderlike ding gedoen. God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ek nog die verkeerde besluite geneem het, toe ek nog op my ergste was, het Jesus geweet dat hy sou daai kruis dra vir my. Hy sou hang aan die kruis vir my. En hy sou uiteindelik uitroep tot God, dit is volbring, en hy sal sy hoof laat sak en die Gees gee. Jesus het dit gedoen vir my en vir u. En nou die volgende stap, as ek, as u, as jy met jou mond die Here Jesus bely, dit beteken jy sê, Here, ek erken dat u vir my gesterf het. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy wat dood was in jou sonde, jy wat verlore is, jy sal gered word. Dit is 'n belofte. As ek Jesus bely en ek glo, want met die hart glo ons, sê die woord, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En ons laaste vers vir die. Elkeen, Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hulle sal, en ons antwoord op daai is, dankie Here. Dankie Here. Hier is die belangrikste oomblik moontlik van u hele lewe. As u nog nie die besluit geneem het om te erken dat u self 'n sondaar is nie. As u nog nie die besluit geneem het om te sê, ek sien die Bybel is waar en ek is verlore. Ek het al self so hard probeer om reg te kry, maar ek maak nog steeds foute. Ek kom nog steeds kort van dit wat ek moet bereik. Ek het al seer gekry en ek maak ander mense seer. Ek wil nie sondig nie. As u op daai posisie is waar u erken dat u hulp nodig het, roep uit tot God. Erken daar, Here, ek is 'n sondaar. Red my asseblief. En ek nooi vir u om saam met my hierdie gebed te bid. Liewe Here, magtige God in die hemel, dankie dat u lief is vir my. Ek erken ek is 'n sondaar. Ek erken ek het u nodig. Ek vra, liewe Here, haal asseblief hierdie sonde van my af. Was my skoon. Ek vra, ek bid asseblief. Dankie, liewe Here, dat u hierdie vir my wil gee. U wil my vergewe. Help my nou om te lewe soos u wil. Ek gee my lewe aan u, soos Jesus sy lewe gegee het vir my.
in Jesus naam, met danksegging. Amen. Broer, suster, as u daai nou saam met my gebid het, dan het ek vir u goeie nuus. Ek het vir u goeie nuus, u het nie bekommerd te wees oor wat die dag van môre inhou nie, want u het besluit om Jesus te volg, en hy het beloof, dat as u in hom bly, en hy in u, dan sal u veel vrug dra. Dit beteken om hom te vertrou, dit beteken om die Bybel te lees en met Jesus tot Jesus te bid, op hom te vertrou, dan sal hy vir u die krag gee wat u nodig het. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. En nie net dit nie, hy sê ook vir ons is dat hy gee vir ons die Heilige Gees, wat ons alles gaan leer en ons herinner aan alles wat hy gesê het. Jesus sal die Heilige Gees gee. Die Vader stuur dit in Jesus se naam vir ons, dat hy lewe in ons, om vir ons te leer van hoe ons moet werk. En Jesus sê dat ons is sy vriende as ons alles doen wat hy beveel. En as ons hom liefhet, dan bewaar ons sy gebooie. Hy bring dit tevore in ons lewe. En die goeie nuus is, dit is God wat in u werk om u hart te verander. In Esegiel dan gee hy hierdie pragtige belofte. Hy haal die hart van klip uit en hy gee vir ons 'n hart van vlees. Hy herskep ons, hy maak ons nuut. Loof die Here, prys die Here daarvoor vir dit wat hy gedoen het, die genade wat hy aan ons geskenk het. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir hierdie genade. Dankie, liewe Heer, dat u vir ons gesterf het. Dankie, liewe Heer, ek vertrou dat daar broers en susters is wat nou vir die eerste keer gesê het, hulle wil u volg. Liewe Here, seën vir hulle soos hulle met u wandel. Vir diegene wat u ken, mag ons elkeen onsself opnuut verbind om u te volg, om u te vra dat ons die hart van klip kan uitkry, dat u ons u hart van vlees gee, en dat ons sal doen wat u wil hê. Dankie, liewe Here, u is ons magtige, wonderlike God. Ons is lief vir u, en ons is dankbaar vir u wonderlike liefde. In Jesus naam, amen.